So vanmôre gaan ek eers die woordbediening hanteer en daarna gaan ons 'n tyd van aanbidding hê. So ons gaan weer 'n keer lekker kuier. Nou, ek wil vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor 'n vraag: wie is waardig? Maar hierdie vraag vat my terug na 'n storie toe, 'n storie wat ek al van tevore hier vertel het, maar ek dink ek gaan dit weer doen, net terwille van, omdat dit so goed illustreer, net waaroor ek vanmôre wil praat. Ons het 'n tienergroep gehad in Kimberley, en ek was 'n jong tiener gewees, wat leiding geneem het by ons tienergroep, en ons het gereël daai tyd, dat ons van Kimberley af, daai tyd in die AGS kerk, het ons 'n konferensie kom bywoon wat in Johannesburg was, by Maranatha Park. Nou weet ek nie, is daar enige iemand wat ooit 'n konferensie by Maranatha Park bygewoon het? Is daar iemand wat dit gedoen het? Ja, so hier en daar ouens wat nou weet waarvan ek praat, ja. Dit was 'n besondere ervaring gewees. Vir 'n week lank het ons dienste gehad, en daar was vir die volwassenes en dan vir die jeug was daar dienste gewees, en dit was net baie fun, en daar was 'n teetuin, maar ons tieners het dit die biertuin genoem. Dis waar jy 'n girl gaan soek het, in die biertuin, moet daarom uit die kerk uitkom, en so ons het een aand besluit, ons gaan die dienste skiep, en ons gaan 'n bietjie na die waterorrel toe gaan. Nou besef ek, dis 'n vreemde begrip vir baie ouens hierso, maar meeste van julle gaan weet wat die waterorrel is. Vir die ouens wat nie weet nie, dit was musiek wat gespeel het, met water wat in die lug gespuit het, op ritme van die musiek, en dan was daar beligting op die water gewees. En ek weet, is nie 'n big deal nie, maar as jy van Kimberley afkom, daar's net 'n gat, so dit is 'n big deal. En dit was voor GPS uitgekom het, so ons het so verdwaal, en op pad sin toe, jy weet, sukkel ons om die pad te kry, en eventually kom ons daaraan, en al wat ons hoor is, ons is bly jy die vertoning vanaand geniet. Al wat ons hoor. En nou is die ouens so half, jy weet, wat gaan ons nou doen, en ons ken nie regtig die omgewing nie, ons weet nie wat daar eintlik is om te doen nie, en ek sê, okay, kom ek sê julle wat, kom ons gryp gou die gitaar, en dan sing ons net so 2 of 3 songs, en dan besluit ons, wat gaan ons doen vandag af. En in daardie oomblik, wat ons begin sing, beleef ons, en beleef ek net, daar's iets anderste. In hierdie aanbidding is daar iets besonders, wat hier losbreek, hier op die grasperk, by die waterorrel. En ons is intens bewus van Jesus, die koning van die konings. En terwyl ons so sing, sien ek in my geestesoog 'n beeld van Jesus wat aan die kruis hang. En ek sien 3 woorde, ek hoor dit ook. Ek hoor die woorde, hierdie is vir verlossing, redding, bevryding. Nou begin ek so te loer deur die tieners, en ek wonder wie van hierdie 40 tieners wat hier voor my staan, moet redding en verlossing en goed nog. Jy weet, wie is nou nie gered nie? En jy weet hoe dit is, naderhand dink ek by myself, ag, ek het dalk seker te veel pizza die vorige aand geëet, en nou beleef ek hierdie ervaring. En so rukkie later stap daar 'n Indiër man by my verby, en ek voel dat die Heilige Gees op my hart lê, dis vir hom. Nou jy weet, ek is 15 jaar oud. Ek het my hart, my lewe vir die Here nie baie lank teruggegee nie. Paar maande terug. Ek was, jy weet, baie ouens se bekeringsstories klink so incredible. Hierdie incredible storie, ek voel, my bekeringsstorie kan nie vergelyk met enige ander ou se storie. Ek was net stout gewees. Maar wat ek weet is, daar was 'n dag in my lewe waar die Here my lewe verander het, en alles het verander. En nou begin ek met myself te stry en te onderhandel, gaan ek dit nou doen of nie, want ek is onseker. En ek vat die moed vir my oortuiging, en ek stap na hom toe, en ek sê vir hom, jong, kan ek gou 'n oomblik met jou praat? Ja, sê vir my, ek sê,
ek sien jy stap hier verby en jy het vir ons gekyk en jy wonder seker hoekom sing ons hier en wat doen ons hier? Hy sê ja, hy het nou nogal gewonder wat hier aangaan. Ek sê wel, ek kan nie noodwendig vir almal praat wat hier is nie, maar ek kan vir jou sê hoekom ek sing. En ek vertel net my storie. Daar was 'n dag in my lewe waar Jesus, waar ek my knie voor hom gebuig het, my lewe vir hom gegee het, en in daai dag, in daai oomblik het alles verander. Ek was nie instantly iemand wat perfek gelewe het nie, maar ek het geweet dat ek geweet het, het iets met my gebeur. En ek sê vir hom, dankie dat jy na my geluister het, ek waardeer so, dat jy jou tyd gegee het, en hy groet my en hy's weg, en so rukkie later stamp een van die ouens aan my, en dan maak hy so, wys hy so vir my, toe het hierdie ou teruggekom. Hy staan op sy knieë, trane rol oor sy wange, sê ek wil so graag ook Jesus Christus aanneem. En daar staan ek op hierdie grasperk van die waterorrel, kniel ek saam met hom, doen 'n gebed, waar hierdie Indeerman wat ek nog nooit van tevore ontmoet het nie, weet nie wat sy agtergrond eers is nie, sy lewe commit aan Jesus Christus. Is hierdie intense oomblik, hierdie belewenis. Die volgende oomblik raak ek bewus, hier's nou twee mense wat by ons aangesluit het, was 'n man en 'n vrou. Hulle kyk na hom en na my en hulle wonder wat gaan hier aan, en hy draai na hulle toe en hy verduidelik, hy sê ek het my hart, my lewe vir Jesus gegee. En hulle kyk na mekaar, hulle weet nie regtig wat om te doen nie, en ek weet nie of hulle regtig weet nie hoe om te reageer nie. En die vrou sê wel, haar man is 'n alkoholist, kan ons vir hom opbid? Ek sê verseker, maar die vraag is, ken jy Jesus? Hy sê ek wil graag ook Jesus leer ken. En ons bid daai dag, want ek onthou die woorde, hierdie is vir verlossing, redding en bevryding. Ek sê vandag is jou dag. Vandag is die draaipunt in jou lewe. En ons het vir hulle bedien en gebid, en hulle het, hier staan die vier van ons op die grasperk, trane rol oor ons wange. Ons is hierdie ontmoeting met Jesus Christus. En ek weet nie hoe dit gewerk het nie, is dit 'n familiegroep, is dit 'n vriende, ek weet tot vandag toe nie, ek aanvaar dit is 'n groot familie, en daar was oor die 30 Indiërs gewees, wat toe nou by ons kom aansluit. Nou kyk hulle vir ons vier so, al vier van ons is in trane, en hulle weet nie wat hier aangaan nie. En ek besef, hierdie vra nou seker vir 'n stukkie verduideliking. Nou staan ek, en sê ek het net 'n eenvoudige storie om te vertel. Ek dink nie ek ken eers enige ander skrifte behalwe so lief het God die wêreld gehad nie. Ek dink dis die enigste skrif wat ek op daai stadium geken het. En al wat ek het is my storie. My storie van ouens, daar was 'n dag in my lewe waar ek my hart en lewe vir Jesus gegee het, en ek het in daai oomblik geweet, hy het alles kom verander. Ek is syne. Eenvoudige storie. Maar wat ek ontdek het, is dat 'n eenvoudige storie in gehoorsaamheid in die hand van God, met die kragtige werking van die Heilige Gees, iets besonders kan word. Jy moet nooit jou storie onderskat nie, al voel jy jou storie is eenvoudig. As jy voel die Here praat met jou, moenie nie dit doen nie. Maak eerder 'n fout of twee. Wees eerder 'n nat waterloper as 'n droë bootsitter. Maak eerder 'n paar foute in geloof. Ek het opgestaan gesê, ek het my hart, my lewe vir Here gegee, en dis wat hulle gedoen. Hulle het ook hulle harte en lewe vir die Here gegee. Is daar enigeen van julle wat vandag julle harte vir die Here wil gee? En die reaksie is 0. Nie een van hulle reageer nie. En ek onthou, daar was so groot ou gewees, die patriarg van die familie. Jy kon gesien het, hy was die leier, hy is die besluitnemer gewees. Hy het so gestaan met sy arm so gevou, my emosieloos aangekyk, uitdrukkingloos aangekyk. En toe ek sê, is daar enigeen van julle wat die Here wil aanneem, en niemand reageer, die staan hy net so kyk, en hy kyk my so, en hy laat sak sy arms, en hy kom so nader gestap na my toe, en ek dog, ag Here, as U nou wil kom, sal dit 'n goeie tyd wees. En hy vat my so in die skouer, trek my so nader, hy stap by sy familie of vriendskap, ek weet nie, verby, en hy sê, sy wil haar hart vir die Here gee, hy wil haar hart vir die Here gee. En hy gaan so deur die hele familie. Hy sê, en ek wil ook my hart vir die Here gee. Daardie dag kom 'n hele Indeer familie of vriendegroep
gedwonge en vrywillig tot bekering op die Waterorrel se grasperk. En die resultaat van dit is 'n groep vreemde ouens begin om Jesus, die koning van die konings, net te aanbid. Dis die wonderlike, net hoe dit gebeur. Instantly is daar 'n behoefte, 'n drang om Jesus te aanbid. Hierdie aanbidding was so intens dat die swart man wat die sekuriteitswag was, na my toe gekom het en gesê het, kan jy my help? Ek wil ook Jesus aanneem. En daar het ons gestaan op die Waterorrel se grasperk. 'n Swart man, 'n Indeer familie en 'n groepie tieners van Kimberley wat die Here saam aanbid het. Die vraag wat ek vra is, wie is so waardig dat in een enkele oomblik, in een aand, so iets moontlik is, dat so iets kan gebeur? Wie is waardig genoeg vir so 'n reaksie? En dis presies die vraag wat Openbaring 5 vra. Wie is waardig? Wie is waardig? My antwoord het ook. En ons gaan vanmôre werk uit Openbaring 5 uit. Ek hoop jy het jou Bybel gebring, dit gaan lekker wees om saam met hierdie skrif te werk. Openbaring 5, kom ons lees hom saam. Miskien is dit belangrik om dalk net 'n paar, die probleem is dat ek gaan my bril die hele tyd moet op en afhaal, want hy wasem toe. Ek weet nie, hoekom wasem julle brille nie toe nie? Ook, ek wasem die hele tyd toe, I'm so hot, my parents called me son. Regte dad joke. O, flou grappie. Pastoor, jy is so snaaks. So kom ek vertel vinnig. Openbaring is mos nou een van daai boeke as jy hom oopmaak, dan dink jy, o, jene, wat het ek nou eintlik hier gelees? Waaroor gaan dit wat ek so pas nou gelees het? En daar's baie verwarring oor Openbaring, en ek hoop ek gaan probeer. Ek dink wat ons moet doen is, ek dink ons moet tyd maak waar ons deur die hele Openbaring op 'n stadium gaan werk. Ek dink dit sal goed wees as ons dit doen. Maar kom ek gee net 'n paar inleidende gedagtes om te verstaan hoe jy moet dink oor Openbaring. Eerstens moet jy verstaan vir wie is Openbaring geskryf. Want daar was 'n boodskap vir die ouens vir wie dit geskryf was. Dit moet opwees. Die brief is vir, as jy uitvind vir wie die brief geskryf is, dan moet jy jouself in die skoene van die leser gaan sit en met daardie verwysing interpreteer jy Openbaring, vir wie is hy geskryf. En die Bybel sê vir ons, is geskryf vir 7 gemeentes in Klein-Asië, vandag Turkye. Johannes, hy's in Patmos, op 'n eiland, gevangenskap, as gevolg van die goed wat hy gesê het. Verder is die kerk in geweldige vervolging. Hierdie 7 gemeentes in besonder. Die kerk word vervolg, die Christene word vervolg, en Nero, die Romeinse keiser, dring daarop aan, dat hy alleen aanbid sal word, dat hy God is. Voor hom gaan jy buig, voor Nero gaan jy buig, vir hom gaan jy aanbid. En binne in daai konteks, skryf Johannes, vir die 7 gemeentes in Openbaring, in Asië, om hulle aan te moedig. En Johannes maak gebruik van 'n Joodse literêre styl, wat hulle noem 'n apokaliptiese styl. Miskien kan ons sommer net sê, hy maak gebruik van simboliek of kodetaal, wat die ouens, die ontvanger van die brief, baie goed verstaan het, want dit was deel van hulle Joodse literêre styl gewees. Hulle het presies geweet waarvan Johannes praat. Die ander ouens nie, want dit was deel van hulle skryfstyl, van hulle kultuur. Dis so goed, ek skryf vir Karel 'n brief vandag, en veronderstel nou, ons het nou nie al die IT moontlikhede wat daar is nie, ons werk nog met briewe. En ek skryf hom 'n brief, en ek sê vir hom, hey, het jy gekyk, Saterdag, wat verby is, het die bulle, die Sharks, 'n pak slaag gegee.
En 2000 jaar later kry iemand daai brief. Bulle, die sharks, 'n pak slaag gegee. Of die bokke het die leeu's in hulle kanon ingespeel. Die bokke, die leeu's in hulle kanon. Jy gaan nie verstaan nie, maar ons verstaan baie goed. So jy moet jou binne die skoene van die ontvanger van die brief gaan sit in die eerste plek om dit te verstaan. Die apokaliptiese skryfstyl en die simboliek in die taal, want baie ouens verwar dit met soveel ander goede en eintlik is Openbaring nie 'n baie moeilike brief om te verstaan nie. Is eintlik as jy net die basiese beginsel verstaan jy Openbaring baie goed. Byvoorbeeld, jy kon nie iets teen Rome gesê het nie. So nou skryf hulle en hulle verwys in die brief na Babylon in plaas van Rome. Maar die lesers het geweet ons verwys na Rome. Dan was daar getalle. Daar was as jy 'n studie van numerologie gaan doen, dan gaan jy ontdek elke getal, daar was baie getalle wat 'n waarde gehad het, 'n betekenis gehad het. Ons weet nou mos teen die tyd dat 7 is 'n volledige, afgehandelde, perfekte getal in 'n goddelike sin, nê? Dit is wat die getal 7 beteken het. Dan is daar 6. 6 is net kort van perfek, is amper perfek, maar is nie, hy's kort daarvan. 3 6e praat van 'n volledige onperfektheid. Volledig onperfek, onvolmaak. En daar is soveel verwarring op hierdie 666 gedagte, en ek dink dit vra vir meer gesprekvoering, maar die interessante is, as jy Nero se naam vat, die Hebreëse waarde op Nero se, as jy die Hebreëse naam van die keiser Nero vat, dan kom die getalswaarde presies uit op 666. En baie Bybelverklaarders meen, wanneer hulle praat van 666, word dan na Nero verwys, en ons kan meer oor dit praat. Dan was daar drome en visioene en Oud-testamentiese beelde gewees wat hulle gebruik het. En hierdie ouens het obvious die Oud-testamentiese beelde baie goed verstaan. As hulle oor diere gepraat het, diere het vir hulle sekere simboliek en betekenis gehad, en dan die oorspronklike lesers het baie goed verstaan wat Johannes daarmee bedoel het. So Johannes is besig om vir hulle 'n brief te skryf. Hy sit in die tronk nie, op 'n eiland in gevangenskap, en hy's besig om hulle aan te moedig en te sê, ouens, kyk wat agter die skerms besig is om te gebeur. Jesus is die koning, nie Nero nie. Hy is die leeu en hy is die lam. En hulle het presies geweet wat hy bedoel as hy sê, Jesus is die leeu en die lam, en ons gaan nou oor dit lees. Hy het presies geweet wat dit bedoel as hy sê, God is met ons, as hy in skodetaal met hulle kommunikeer. En dis wat hy wil sê. Hy sê, ek weet julle gaan deur vervolging, maar Jesus is die koning, nie Nero nie. En inteendeel, as jy Openbaring begin lees, dan sê hy, hierdie is die openbaring van Jesus. Want Nero dring aan daar koning te wees. Johannes sê, daar's een wie ons voor gaan buig, wat waardig is. En dis die vraag waar hy mee begin in Johannes 5. Kom ons lees vanaf vers 1. In die regterhand van hom, wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor- en agterkant volgeskrywe was, en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek. Nou die eerste ding wat ons sien, en kan ek net sê, soveel simboliek regdeur, ek gaan nie tyd hê om by alles uit te kom, ek gaan hier en daar in 'n paar goed raak, maar hier's 'n boekrol wat ons van lees, wat volgeskryf is, van voor tot agter, gevul met goddelike kennis en wysheid, die wil van God, oor sy heerskappy waar dit oor gaan. Die hoogtepunt van die menslike geskiedenis is alles in hierdie ding vervat, in hierdie boekrol vervat. Maar hy is verseël met 7 seels. So ons het nou gesê 7 is volmaak, volledig verseël. So hierdie boekrol is volledig, volmaak geseël, 7 seels. Perfek geseël.
En die engel kom en hy sê, wie kan hierdie boekrol, wat so volledig verseël is, wie is waardig genoeg om hierdie boek oop te maak? En hy beskryf hom in die Bybel, in die vertaling wat ons nou net gelees het, as 'n sterk engel. Ander vertalings beskryf hom as 'n magtige engel. Hierdie sterk, magtige engel. Hy sê, selfs hy is nie eens waardig genoeg om dit te doen nie. Dan roep hy uit, dan sê hy, wie is waardig genoeg om dit te doen? Dis wat Johannes nou sien, nee. Dis wat hy beleef in sy geestesoog. Wie is waardig? Nou skryf Johannes oor sy belewenis. Soos wat ek nou vertel het oor my belewenis, wat ek Jesus aan die kruis sien hang, is Johannes besig om oor sy belewenis te praat. En dan is die reaksie, daar is niemand nie. En wat gebeur is, Johannes begin te huil. Begin te huil oor die gedagte dat daar's geen kampioen wat die dag gaan kom red nie, geen held wat sal instorm nie, geen antwoorde op die brandende vrae van die lewe, soos byvoorbeeld, hoekom het dit met my gebeur? En ons sien, dit is 'n oomblik van onvolledigheid en onopgeloste spanning. Dis amper 'n hopelose situasie wat Johannes beleef in daai oomblikke. Maar ons sien dat hierdie oomblik is kortstondig, en kom ons lees verder vanaf vers 3. Maar niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. En toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie, kyk, die leeu, uit die stam van Juda, 'n afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. En toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens tussen die troon en die ouderlinge 'n lam sien staan, een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is, tot sover. Nou, ek is nie 100% seker hoe dit gelyk het nie. Griekse woord, as hy sê, toe ek omkyk, toe sien ek 'n lam wat geslag is. Die Griekse woord wat hulle gebruik is letterlik afgeslag of iets wat gewelddadig doodgemaak is. En dis Jesus. En ons sien wat hier gebeur is, Johannes kyk en hy sien iets wat afspeel in die hemele, na Jesus se kruisiging, na die hemelvaart, vanuit die perspektief van die hemel. Skryf Johannes, die perspektief van die hemel is, toe ek omkyk, toe sien ek iemand wat gewelddadig doodgemaak is. En wie is waardig? Die lam wat geslag is. En hier is ongelooflike beeldspraak en simboliek weer in hierdie gedeelte, maar kan ek net 3 eienskappe uitlig aangaande dit wat ek sien in hierdie gedeelte is, die eerste ding wat hier na vore kom is, toe Jesus op die toneel kom, ons redder, ons Messias, is die eerste ding wat aangekondig is, die een wat waardig is, het opgedaag. Die waardigheid van die lam is onmiddellik duidelik toe hy op die toneel verskyn. Hy sê, hy het 7 horings gehad. Johannes is weer besig met apokaliptiese taal, met beeldspraak. 7 horings. Hy sê, hy was volmaak. Volkome. 7. Die een wat volkome volmaak is, 7. Hy het opgedaag. En hy was die een wat die boekrol met die 7 seels wat volledig volmaak toegemaak was. Die een wat volledig en volmaak was die een wat die boekrol wat volledig en volmaak gesluit was, kon oopmaak. Die perfekte, volledige een gewees. Dan sê hy het 7 oë wat die 7 geeste van God verteenwoordig. Die Heilige Gees, weer eens, die getal 7. Perfek. Die perfekte een, die volmaakte een, die Heilige Gees. Die perfekte een. En as jy kyk, die Heilige Gees, hy staan in die middel van die troon.
Daar's iets wat gekommunikeer word van hy is gelyk met die Vader. Dis 'n uitbeelding van sy volledigheid en sy goddelike gesag. Hy sê, en dan word die boekrol deur God die Vader aan die lam gegee, as teken van Jesus se goddelike gesag en sy goddelike rang. Hy is gelyk aan die een op die troon. Jy sien die wonderlike beeldspraak van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, hoe hulle een is, maar verskillend is, en hoe dat hulle mekaar eer en die goddelike gesag wat saam met elkeen is. En dan sê hulle, een wat waardig is, het gearriveer. Hoekom is hy waardig? Wel, kom ons lees, vers 7. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en van volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Jesus, dit wat hom waardig gemaak het, die lam, is die feit dat hy aan die kruis vir my en vir jou gesterf het, om ons los te koop. Die feit dat hy gesterf het vir mense wat op die grasperk tot bekering sou kom by die waterorrel, met sy bloed het hy ons skuld en ons skaam en ons smarte gedra. Dis wat hom waardig maak, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het wat die prys betaal het, en die prys was die dood aan die kruis, iemand wat gewelddadig doodgemaak is. Dis wat hom waardig maak. Dis wat hy vir ons kom doen het. Die lam is waardig. Kan ek nou ook vanmôre iets sê wat jou wenkbroue gaan laat lig? Die lam, behalwe dat hy waardig is, sien ek ook dat die lam swak is. Nou ek weet jy gaan sê, wow, Jesus is nie swak nie. Ek sê ja, hy was. Hy was swak. Nie omdat hy deur die spykers aan die kruis gehou was nie. Hy was swak omdat hy dit gekies het. Hy het 'n swakheid gekies terwille van my en jou. Onthou jy daar in Johannes, in die 5de vers wat ons gelees het, in die 5de vers dan huil Johannes, dan sê hulle, nee, Johannes, moenie huil nie, die leeu van Juda is hier. Die koning keer terug, hy is hier, die leeu. Die leeu is die beeldspraak, nee, die ouens verstaan, die koning van die diere. So as hy skryf oor die leeu, dan weet hy is die koning. Nero is nie die koning, Jesus is die koning. Die leeu het opgedag, die dapper een, die oorwinnaar, uit die geslag van Dawid. Dawid was die mees geëerde koning in die geskiedenis. Want die koning wat nog die meeste oor, die literatuur wat nog die meeste oorgegaan het, was oor koning Dawid se koningskap gewees. Hy was 'n kryger, hy was 'n digter, hy het Goliat verslaan, hulle skryf hom, hy sê die een wat uit sy nageslag uitkom, die koning is hier. Dis wie hier aankom, dis wie hy is, dis die waardige een, die koning van die konings. Dis wat Dawid hoor. En as Dawid kyk, dan sien hy 'n lam, wat lyk asof hy gewelddadig doodgemaak was. Jy weet, hierdie twee beelde is so akkuraat van Jesus. Want die een beeld hou hom omhoog in sy krag en in sy eerbied. En die ander een hou hom omhoog in 'n swakheid wat die koning van die konings gekies het. Om swak te wees, om 'n lam te wees wat gewelddadig doodgemaak sou word. Dit was nie die spykers wat hom aan die kruis gehou het nie. Dit was sy keuse om 'n swak lam te wees. En hierdie paradoks is so mooi van die natuur van ons God, ons redder, ons verlosser. Dis wie hy is. Hy is leeu, maar hy het gekies om lam te wees. Vir ons onthawe.
Miskien is jy vandag hier in 'n situasie waar jy sê, ek het die identiteit nodig van Jesus wat die koning is. Here, sal U my sterk maak in my binneste. Help my om te leef as 'n oorwinnaar. Here, help my om te midde van moeilike omstandighede, om dapper te wees, om sterk te wees, om in U identiteit te stap. Die koning. Help my om te leef met daardie bewustheid. Die koning is in my en ek leef as sy kind. Of miskien sit jy vandag hier en jy sê, ek het die lam nodig, wat net vandag naby my sal wees, sag sal wees, net vir my sal omgee, nou in die oomblikke van my pyn, miskien in die oomblikke van jou verleentheid, in die oomblikke van verkeerd trap, van ontspoor in jou lewe. Daar's 'n lam, hy's daar, die een wat vir my gesterf het. En Jesus is albei. Hy is die leeu en hy is die lam. En omdat hy leeu gekies het om die lam te wees, het ek en jy toegang tot 'n herstelde verhouding met God die Vader. Nie eendag nie, nou reeds. Ek het toegang tot hierdie verhouding met die Skepper. As gevolg van dit wat hy aan die kruis gedoen het. En omdat die leeu gekies het om lam te wees, is die natuurlike reaksie van dit aanbidding. Is altyd so, ek het dit gesien by waterorgel. Die lam word aanbid, dis die natuurlike reaksie wat altyd volg. Openbaring 5 vers 11. En toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende, duisende, ja miljoene, miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê amen. En die ouderlinge het gekniel, God aanbid. Dis 'n pragtige beeld en 'n pragtige oomblik van aanbidding. Dit is 'n oomblik wat my elke keer terugvat na die vraag, wie is waardig? Dis 'n oomblik wat my terugvat na die waterorgel, waar ons op die grasperk gestaan het, 'n groepie tieners, 'n groepie Indiërs en 'n swart man, wat Jesus ontdek het en uitroep, wie is waardig, U is waardig, U is waardig. Ek word elke keer herinner aan dit. Elke keer wanneer ons by mekaar kom en sing, dan dink ek, wie is waardig? Wie is so waardig dat ons hom sal aanbid, dat ons môre hier sal wees? Openbaring 5, kan ek net dit sê, en hierdie is belangrik, is nie 'n visioen van hoe dinge dalk eendag in die toekoms gaan lyk, wanneer Jesus op die troon is nie. Openbaring 5 is 'n visioen van hoe dinge nou is. Jesus is reeds op die troon. Jesus is reeds die middelpunt. Jesus is die een wat waardig is om nou aanbid te word. Niks en niemand anderste is waardig hierdie lof wat Jesus nou toekom nie. Nie geld nie, nie roem nie, nie my gewildheid nie, nie sport nie, nie status nie. Daar's een ding wie waardig is, een persoon wie waardig is, die lam wat geslag is, hy alleen is waardig om ons aanbidding te ontvang. En ek het 'n groot vraag wat ek vir jou wil vra. Weerspieël ons lewens hierdie waarheid? As Christus die middelpunt is, dan moet hy ook ons prioriteit wees. So eenvoudig soos dit. Die vraag is, wat doen ons vanmôre met die boodskap van die lam? Wat doen ons met Jesus? Jy weet, hierdie is 'n pragtige prentjie van aanbidding in die hemel, maar hierdie prentjie van aanbidding in die hemel is 'n uitnodiging vanmôre aan my en aan jou om te sê, hoorie, ons kan nou reeds deel hê aan hierdie aanbidding. Hierdie aanbidding waar jy gesien het duisende miljoene wat voor hom staan en hom aanbid. Hier's duisende miljoene mense wat vandag reg oor die wêreld hom aanbid. Dis 'n uitnodiging nou om Jesus die middelpunt van jou lewe te maak, die lam wat geslag is, nie net op Sondag nie, nie net in ons dienste soos môre nie, maar in
elke besluit, in elke verhouding is hy die middelpunt. In my prioriteite is die vraag, is hy die middelpunt? In my ambisie wat ek het, is die vraag, is hy die middelpunt? In my drome wat ek het, is die vraag, is hy die middelpunt? In my finansies wat ek het, en wat ek bestuur en wat ek ontvang, is die vraag, is hy die middelpunt? Die vraag is nie, is Jesus op die troon nie? Jesus is op die troon. Hy is reeds daar. Is hy op die troon van jou hart? Is hy die middelpunt, die senter van jou lewe? Dis die vraag. Want ons almal aanbid iets, doen ons nie. Ons almal het iets wat ons tyd vat, ons energie vat, ons aandag kry, ons liefde kry, en baie keer is baie goeie goed, ouens. Dis baie keer nie slegte goed nie, maar kan ek dit sê, wanneer enigiets 'n groter prioriteit raak as Jesus, dan raak ons lewe die mekaar. Mag niks wees wat 'n groter prioriteit ooit in jou lewe het as Jesus nie. Aanbidding, terloops, is nie net musiek nie. Aanbidding is nie net 'n lied nie. Aanbidding is nie net 'n emosionele oomblik nie. Aanbidding is 'n lewe wat sê, U is waardig. Aanbidding is 'n lewe wat gehoorsaam is. Aanbidding is vertroue. Aanbidding is oorgawe. Aanbidding is om te glo dat Jesus, dat hy op pad is met jou lewe, selfs al verstaan jy 'n klomp goed nie in jou lewe nie. Ek sal in sy hand bly en ek sal hom bly vertrou. Al val goeders om my in 'n werk goed nie uit soos dit moet werk nie, ek gaan sy hand nooit los nie. Hy is waardig om my lewe te lei. Hy is waardig om my vertroue te hê. Hy is waardig om my toekoms in sy hande te hê. Ek gaan niks anders en niemand anders te bo hom stel nie. Hom alleen sal ek aanbid. Hy gaan my prioriteit wees. Hy gaan die middelpunt van my lewe wees. So die vraag is, sal jy opnuut kies om hom die middelpunt van jou lewe te maak? Waaroor alles gaan? Sal jy hom op die troon van jou hart sit? Die lam is geslag. En hy is waardig. Hy is waardig.